Vandag gaan ons nou kyk na die kwadrate of die vierkante en die derde magte van algebraïese uitdrukkings. Onthou, die vierkante en derde magte van algebraïese uitdrukkings werk presies soos die vierkante en die derde magte van gewone heelgetalle. So kom ons kyk as ons kyk na die kwadraat of die vierkant van 'n algebraïese uitdrukking. Kan jy nog onthou wat ons gesê die kwadraat of 'n vierkant van 'n heelgetal is? Dis reg, ja. Ons het gesê die kwadraat of 'n vierkant van 'n getal is daardie spesifieke getal vermenigvuldig met homself. Nou net so is die kwadraat of die vierkant van 'n algebraïese uitdrukking is die uitdrukking vermenigvuldig met homself. So 'n kwadraat of die vierkant is die uitdrukking wat ons met homself vermenigvuldig. Byvoorbeeld, as ons kyk na die volgende kwadratiese uitdrukking, as ons het 3b se kwadraat, dan beteken dit is 3b maal met 3b. Nou, hoe gaan ons te werk om hierdie kwadraat uit te werk? Wanneer ons nou 3b se kwadraat gaan uitwerk, sê ons mos dit is nou 3b maal met 3b. Die manier hoe ons dit gaan doen is ons gaan vermenigvuldig die koëffisiënte met mekaar en dan gaan ons die reëls van die eksponentwette op die veranderlikes toepas. Met ander woorde, ons gaan hê 3 maal 3 maal b maal b. En as ons dit skryf, is dit 3 maal 3 is 9 en my eksponentwette sê mos vir my as die grondtalle dieselfde is, tel ek hulle eksponente bymekaar, so dit word 9b kwadraat. Nog 'n voorbeeldjie, as ons gaan kyk na nog 'n voorbeeld, het ons 2b kwadraat se kwadraat. Dit beteken eintlik, dit is 2b se kwadraat vermenigvuldig met 2b se kwadraat. Ons het gesê, ons vermenigvuldig die koëffisiënte met mekaar, so dit is 2 maal 2, en ons gaan op die veranderlikes die eksponentwette toepas. 2 maal 2 is 4, my grondtal van b is b, en my eksponentwette sê ek moet my eksponente bymekaar tel, so ek het met ander woorde 4b tot die mag 4. Wanneer ons nou 'n vergelyking kry soos 3a plus 5a se kwadraat, is die eerste ding wat ons gaan doen, is ons gaan vereenvoudig die hakkie. Ons kan nou sien, al die terme binne in die hakkie is gelyksoortig. So dit beteken ons kan al hierdie termetjies bymekaar tel. 3 plus 1 plus 5, 3 plus 1 is 4, plus 5 is 9a, en ek kry in my hakkie nou dat dit 9a se kwadraat is. Dit impliseer, ek het 9a maal met 9a, en soos ons reeltjie sê, vermenigvuldig ons die koëffisiënte met mekaar, wat vir my 9 maal 9 gee, maal a, en dit gee vir my 9 maal 9 is 81, en ek tel my eksponente bymekaar volgens my eksponentwette, en 1 plus 1 is 2. My antwoord is dus 81a kwadraat. As ek nou kyk na my volgende voorbeeldjie, het ek minus k se kwadraat. Minus k beteken ek het minus k maal met minus k. En onthou volgens my tekenwette, as ek 'n min maal 'n min het, 'n min maal 'n min is 'n plus. Met ander woorde, ek gaan hier hê minus k maal met k gaan vir my plus k kwadraat gee. Net so as ek nou kyk na minus 3c se kwadraat, dan beteken dit is minus 3c maal met minus 3c. En soos ons nou gesê het, 'n min maal met 'n min is 'n plus. So my antwoord moet positief wees. Dan gaan ek kry dat dit minus 3 maal minus 3 is 9 en c maal c is c kwadraat.
So my finale antwoordjie daar is 9c². Nou kom ons by die derde magte van algebraïese uitdrukkings. Ja, dis reg. Net soos by die derde magte van getalle, is derde magte wanneer die uitdrukking 3 maal met homself vermenigvuldig word. So omdat derde magte die uitdrukking is wat ons 3 keer met homself vermenigvuldig, onthou ons om die koëffisiënte met heelgetalreëls te vermenigvuldig en die veranderlikes met die eksponentwette. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld het 3b² tot die mag 3, dan beteken dit is mos nou 3b² maal met 3b² maal met 3b². As ons dit gaan uitskryf, gaan ons sien dit is 3 maal 3 maal 3, want ons maal die koëffisiënte met ons heelgetalreëls, en dan het ons nog b² maal b² maal b². En onthou ons veranderlikes gebruik ons eksponentwette. So 3 maal 3 maal 3 is 27, en by ons eksponentwette sien ons grondtal bly b, en my antwoord is 2 plus 2 is 4 plus 2 is 6. Met ander woorde, my finale antwoord is 27b tot die mag 6. Kom ons kyk na die voorbeeld van 8a minus 5a tot die mag 3. Nou die eerste dingetjie wat ons hier moet doen is, ons moet vereenvoudig. Ons gaan die hakke eers vereenvoudig, omdat ons sien, in die hakkie het ons gelyksoortige terme, wat ons dan nou kan by mekaar tel of aftrek. In hierdie geval is dit 8a minus 5a, 8 minus 5 gee vir my 3a, met ander woorde, ek het 3a tot die mag 3. Nou kan ek ook verder my wet 3 van eksponentwette toepas, en onthou ons het ons wette gedoen, so dit is die wette wat jy nou moet hier toepas. So ons gebruik wet 3 van ons eksponentwette. Wat sê wet 3 van ons eksponentwette? Wanneer ons gaan kyk na wet 3, sê dit vir ons het hier 'n 1 en 'n 1, en ons wet sê mos vir ons moet daai eksponente vermenigvuldig, want dit is 'n mag verhef tot 'n ander mag, so ons vermenigvuldig daai, met ander woorde, ons kry dit is 3 tot die mag, 3, 1 maal 3 is 3, a tot die mag 1 maal 3 is 3, en as ek hom nou mooi vereenvoudig, dan kry ek 3 tot die mag 3 is 27a tot die mag 3. Dit is 'n klein bietjie korter pad. Jy kon hom ook gaan skryf het as 3a maal met 3a maal met 3a, en jy kon jou koëffisiënte met mekaar vermenigvuldig het. 3 maal 3 is 9 maal 3 is 27a tot die mag 1, 2, 3, en dit is dan ook my finale antwoord. My derde voorbeeldjie wat ek in hierdie geval het, is as ons het minus 3c tot die mag 3. Onthou, hy is nou reeds vereenvoudig, so ek kan my eksponentwette toepas. My eksponentwet het vir my gesê, ek kan hierdie enetjie vermenigvuldig met die 3, en ek kan hierdie 1 vermenigvuldig met die 3, dan gaan ek hê, dit is minus 3 tot die mag 3, c tot die mag 3. En onthou, ons pas nou weer ons tekenwette toe. En onthou, as ons nou het 'n minus maal 'n minus maal 'n minus, dan gaan ek hierdie kry word 'n min maal 'n min gee vir my 'n plus, en as ek hierdie plus nou weer vermenigvuldig met daai min, dan het ek 'n plus maal 'n min is, my finale antwoord is 'n minus. Dit is hoekom hierdie nou gaan wees minus 27c tot die mag 3. Dit is dan die lesie rondom die vierkante
of kwadrate van algebraïese uitdrukkings, sowel as die derde magte van algebraïese uitdrukkings. Ek gee vir julle 'n paar huiswerksommetjies wat jou kan help om hierdie mooi in te oefen en vas te lê.